So, for those of you who do not know me, if you've never met me in your life, you haven't missed anything. But if you've never met Jesus Christ, you've missed everything in life. Jy weet ek, vanoggend se boodskap, ek so 'n bietjie gedink en selfs ook vanaand. Nou ons ken mos almal Matteus 25, die verhaal van die onregverdige bestuurder wat aan die een 10 talente gegee het, aan die ander een 5 en aan die een 1. En toe hy terugkom, toe kom die ou met die 10 talente en hy sê vir meneer, jy het vir my 10 gegee, hier's nog 10. En hy sê mooi, so goeie getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. En hier kom die ou met die 5 en dieselfde storie gebeur. En hier kom die ou met die 1 en hy sê meneer, hy sê ek het geweet, jy's 'n moeilike baas. So toe vat ek dit wat aan jou behoort en toe gaan begrawe ek dit. Toe sê hy mos vir hom, mooi, so goeie en lui dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Nee. Ons moet vanaand een ding besef. God haat luiheid. God hate laziness. En ek wil vir u sê, never despise small beginnings. Al begin jy hier met 1 kilogram, wat ook al, dis 'n ware verhaal, ek het dit nou nie vanoggend in die boodskap genoem nie, is van 'n swart man, en al wat hy gehad het, was 'n blik swart politoer, en 'n skoenborsel. En hy het in parkeerareas, het hy vir mense gevra, kan ek asseblief jou kar se bande politoer? Nou ek seker van, hy het 'n hele klomp nees gekry. But he persevered. En een man kom na hom toe, of hy vra vir die een man, die man sê, dis reg. En toe hy uitkom, toe sê die man vir hom, ek gaan jou nie 'n fooitjie gee nie, ek gaan jou 'n besigheid gee. En hy gee hom R1000, net oor 4 bande. En hy swart man gaan, en hy gaan koop vir hom 'n bicycle, en hy laat een van hierdie staalkuste agterop maak. Dis 'n ware verhaal, was in die koerant. En met die politoer van voertuie se bande, sit hy 3 kinders deur die universiteit. Hy het nie vir die regering gevra, betaal vir my kinders universiteit nie. Want sy menswaardigheid, hy het sy eie kinders. Ek het vir u vanoggend vertel van die baie kansellasies wat ek hierdie jaar gehad het. So ek het werklik ingespring. Ek het nooit beoog om klap koekies te bak om te verkoop nie. Toe laat ek mense proe. Grootste fout wat ek gemaak het, toe wil hulle klap koekies ook hê. Maar ek gaan bedien by 'n gemeente in Gauteng. En die pastoor se seun kom die laaste aand. En hy kom koop 'n pak van die gesondheidsbeskuit en karringmelkbeskuit. En ek dink dit was 'n week later, kry ek 'n oproep van die pastoor. Hy sê, my seun het by jou 'n pak beskuit gekoop, en hy het dit vir sy bestuurder geval. Ek het nie geweet vir wie die kind werk nie. En sy bestuurder het gesê, as jy bereid is om 'n barcode te registreer, en labels op jou beskuit te sit, sal ek dit in al my supermarkte in die hele Gauteng sit. Daar's my broer, ek het hom vertel van dit. Ek kon vandag totsiens gesê het vir die bediening, en ek kon vandag 'n suksesvolle besigheid gehardloop het in dit. Don't despise small beginnings. Moenie 8 maande by die huis sit en jou vrou mal maak nie. Gebruik dit wat God in jou hand gesit het, mense. Gebruik dit, jy weet in dit. En God sal altyd jou ywer eer. God will always honor it in it. Maar een ding wat God nie sal eer, is luiheid. Jy kan maar maak wat jy wil. God sal nie luiheid. Inteendeel, Paulus skryf, as jy nie wil werk nie, moet jy nie eet nie, jy weet in dit. Ek wil hê met jou Bybel vanaand saam met my oopmaak by die evangelie volgens Matteus hoofstuk 27.
Toe Callie nou so opspring, toe dag ek gaan nou sommer 4 kg beskuit uitsit daar, so jy weet. Die evangelie volgens Matteus, hoofstuk 27, en vanaand kan jy saam met my staan uit respek vir die woord van die Here, dan lees ons, kom ons lees daarvan vers 41 af, wat gaan oor die kruisiging van die Here Jesus. En so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy behaag in hom het, want hy het gesê ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep na Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. Jy kan die sitplek in, jy moet asseblief nie jou Bybel toemaak nie. Ons teksvers is Matteus 27 vers 46, die laaste gedeelte. En hy het met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Ek wil hê jy moet so 'n bietjie aan daai uitroep dink. Die Bybel sê hy 2 keer uitgeroep, maar die tweede keer in vers 50 is die Bybel nie baie duidelik oor wat hy uitgeroep het nie. But I am of the opinion that the second time that Jesus cried out, He cried out exactly the same words. He cried out in verse 46, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, why hast thou forsaken me? Waarom het U my verlaat? Waarom het U my verlaat? Waarom het U my verlaat? Ek kan my nie indink wat se eensaamheid oor die Here Jesus in daardie oomblik moes toegesak het nie. I cannot even try to picture myself or to imagine the emotional feeling of abandonment and loneliness. Nou wil ek vir u vanaand iets sê, en voordat jy my gooi met iets, luister net eers dat ek klaar gepraat het asseblief. Die Here Jesus is nie die enigste persoon wat al ooit in sy lewe uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat nie? As ons vanaand werklik eerlik wil wees, dan het ons onsself al menigte male in omstandighede bevind, en in daardie omstandighede was jy nie bewus van die inwonende teenwoordigheid van God nie. If anybody would have asked you, what does your life sound like right now? You will say, my life sounds like a clinging cymbal right now. Hy maak 'n geraas, maar daar's geen betekenis nie, want dit is hoe ek op hierdie oomblik voel. Maar ek is so dankbaar teenoor die Here, ek voel met my hande. Want ek wil vir u sê, die mees
misleidendste emosie in die mens se lewe is gevoel. En die hartseerste vanaand is, dat so baie kinders van die Here, laat hulle lei deur hulle gevoel, in plek om hulle te laat lei deur die woord van die Here. Wat sê hierdie boek? As jy nie wil sê amen, ek kan jy maar sê eina. Ek sien julle is 'n bietjie stadig vanaand, ek weet dit. Maar daar's iets omtrent die Here Jesus, want jy moet verstaan, en dis hoekom ek vir jou sê, luister eers voordat jy my gooi. As jy die 4 evangelies gaan lees, die evangelie volgens Matteus, daar's nie 'n evangelie van Matteus nie, die evangelie volgens Markus, die evangelie volgens Lukas, die evangelie volgens Johannes, daar's net een evangelie, mense, en dit is die evangelie van Jesus Christus volgens hierdie 4 evangeliste. Gaan jy in elke een van hulle 'n unieke openbaring kry omtrent die Here Jesus. Maar daar is 1 of 2 prominente openbarings wat jy gaan kry. Jesus, die seun van die mens, en Jesus, die seun van God. Toe die Here Jesus op die kruishout van Golgotha hang, toe hang hy nie aan die kruis as Jesus die seun van God nie. Hy hang aan die kruis as Jesus die seun van die mens. Jy moet verstaan, God kan God nie verlaat nie, Kali. God cannot forsake God. Therefore, he could not hang on the cross as Jesus, the Son of God, about to die. Because God cannot forsake God. That's the first reason. The second reason, you have to understand God is spirit, and spirit can die. So he hung on that cross as Jesus, the Son of Man. And Jesus, the Son of Man, at that very moment when he became sin on your and my behalf, so that we could become the righteousness of God in and through him, the moment he became sin, at that moment, that's why the Father and the Spirit could abandon him. And he could have felt so abandoned at that very moment, and out of desperation he could cry out, my God, why hast thou forsaken me? Jy sien, vir hom, om werklik te kan verstaan wat mens beteken, moes hy alles ervaar wat 'n mens ervaar. En in daardie oomblik, kinders van die Here, toe hy daar hang tussen hemel en aarde, nou ek het dit al baie keer gesê, as jy 'n standbeeldjie of enige beeldjie of 'n kruis het met 'n persoon op daai kruis, of 'n beeldjie met 'n persoon op daai kruis, en jy kan die persoon op die kruis erken, raak van hom ontslae. Raak van hom ontslae. Want die Bybel sê, hy was verbrysel. He was bruised, meaning he was unrecognizable. Chris Tomlinson sing 'n lied, en in die lied sê hy, I will never know how much it cost to see my sin upon that cross. Jesus, the Son of Man, Jesus, die seun van die mens, het ons sonde op hom geneem, nie Jesus, die seun van God nie. Dis hoekom Paulus ook in Filippense skryf, en in die gestalte van 'n mens gevind, want God kan nie sterf nie, en God kan God nie verlaat nie. Maar weet jy, hier's die wonderlike nuus vir jou en vir my vanaand. En dit is dat
terwyl die Here Jesus hierdie ervaring gehad het, en hy in desperaatheid uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Het ek en jy die wonderlike versekering vanaand as kind van God, dat God sal jou en my nooit verlaat nie. Ag, julle opgewondenheid stem my tot groot vreugde. God will never forsake you and I. Want die oomblik as jy tot wedergeboorte gekom het, waar kom God in woon? Dis 'n vraag. In jou. En so wanneer God by jou kom inwoon het, nadat jy wederbaar is, as God jou dan verlaat, dan beteken jy moet weer wedergebore word. Hallo? Maar jy weet, ons sing mos daai ou liedjie, every promise in this book is mine. Every chapter, every verse, every line. Maar ons glo dit nie. Hier in die Parel glo hulle dit nie, daar in Bloemfontein glo ons dit. Jy sê, maar ons het die duiwels daar nie. Hulle kom hier van die Weskaap af, versny hulle 'n lyn hier op met die N1, en as hulle daar by die Oranje rivier kom, en draai hulle terug Kaap toe. Jy weet nie. Maar blaai jou Bybel saam met my na die boek van Hebreërs toe asseblief. En ek bedoel dit nie vanaand enigstens onsensitief nie. Ek weet nie wat is jou omstandighede vanaand nie. I honestly do not know what your circumstances is. Unless you confide in me and tell me what you are going through right now. But irrespective of what you and I go through right now, the fact of the matter is, and I'm going to prove it to you from the Word, and I trust that you will take courage from the Word of God tonight. Dat God sal jou en my nooit verlaat nie. Hebreërs hoofstuk 13, hoor mooi, vanaf vers 5. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Kom ons stop net gou daar. Jy weet, toe ek in die Pinksterbeweging ingekom het, het ek baie gou gehoor, geld is die wortel van alle kwaad. En dis hoekom baie van jou Pinkstermense in armoede gebly het. Die Pinksterkerke het nie sommer mense gehad van die middelklas. Ons het nie sommer besigheidsmense gehad in die gemeentes nie. Want ons is geleer dat geld is die wortel van alle kwaad. So as jy geld het, dan leef jy in sonde. Jy sien, maar ek het nie die handleiding gelees nie, Callie. Toe kom ek agter, nee. Ek is al die jare voor gelieg, net soos wat ek geleer het, as 'n kind het ek groot geword binne die NG Kerk, en ek het altyd geleer, het my altyd geleer, as die kerkklok lui, dan sê hy, Sondags kom kerk toe, Sondags kom kerk toe. Toe kom ek agter, nie, hulle het my gelieg, want jy sien, kerk is nie vir sondaars nie. Church, the assembly of the saints, is not for the sinner. It ought to be an exception to the rule to find somebody in our midst who has not yet given his heart and life to God by accepting Jesus Christ as his or her personal Lord and Savior. It should not be the rule. Sinners ought to get saved out there by the church. Hulle wie nog nie hulle hart en hulle lewe vir die Here gegee het, hulle moet daar buitekant die ervaring van wedergeboorte beleef deur jou en my as kind van God wat deel uitmaak van die Ekklesia, who get up from our blessed assurance en ons doen wat die woord van die Here vir ons sê, en ons gaan,
Maar omdat ons te lui is, sê ons hulle moet kom, en dan gaan ons pastoor 'n boodskap preek, en hy gaan jou 'n geleentheid gee om jou hart en jou lewe vir die Here te gee. Toe kom ek agter, die Bybel sê nee, geld is nie die wortel van alle kwaad nie. Maar geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. En dis hoekom hy sê, dat jou gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Is dit nie interessant in die bergpredikasie, maar julle ken mos die bergpredikasie, dat in Matteus 6 sê die Here Jesus nooit, jy kan nie God en die duiwel dien nie. He said, you cannot serve God and mammon. God has never had a problem with you and I being rich. Hy het nie 'n probleem dat ek en jy geld het nie. Nou as jy 'n probleem het met geld, steek jou hand op, ek kom haal dit by jou. Ek weet wat om daarmee te doen. Gelukkig steek jy jou hand op hê. Ek vra ook maar net, jy weet. God het 'n probleem as geld jou besit. Net soos wat God 'n probleem het, want party mense se huise is 'n afgod. So God het nie 'n probleem dat jy 'n huis besit, hy het 'n probleem dat die huis jou besit. God het nie 'n probleem dat jy 'n mooi kar ry nie, net solank dit 'n Suzuki is, jy weet. Moet net nie dat die kar jou besit nie. Party arme vrouens en kinders, hulle weet nie waar om te trap. As hulle in die kar inklim, die arme man gaan in hulle keel af. Hulle. Laat jou gedrag vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat jy het. Kom nou kinders van die Here. You look me in my navy blue eyes and I'll look you in your navy green eyes. Let's be honest. Ons sukkel om tevrede te wees om dit. Huh? Because it's so easy for us to envy somebody else. Ja, maar kyk wat het hulle. Kyk wat het hulle. Kyk wat het hulle en ek het dit nie. En nou sê God vir jou, ek kan nie vir jou gee wat hulle het nie, want jy's nie 'n goeie rentmeester van dit wat ek aan jou toevertrou alreeds nie, en omdat jy nie jou hart kyk nie, your heart is saturated with the sin of envy and jealousy. So kom ek jou nie kan vertrou met dit nie. Sukkel om tevrede te wees. Jo. Maar dan kom daar 'n belofte. Lees. Dis 'n hoofletter E. Dis God. Ek sal jou, wie's jou? Vat al 10 jou vingers en wys na jou toe, en as jy nie 10 het, vat wat jy het en wys na jou toe. Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat. I will never leave you and I will never forsake you. Hoeveel keer sê jy vir iemand, ek sal dit nooit doen nie? Did you know that the word never is actually a vow, it's an oath. That's why it does not ought to be in the vocabulary of man. Sê dit weer. Never say never. Nooit behoort nie in die woordeskat van die mens nie, want die enigste wese wat kan opleef na sy woord is God. Amen. Dis hoekom hy vir ons hierdie wonderlike belofte gee. Maak nie saak wat jy aangaan in jou omstandighede. Maak nie saak, ek wil vir u vanaand sê, ek het in die jare van bediening, ek baie mense in my lewe gehad, wat hulle rug op my gedraai weggestap het. Ek het baie kinders van die Here gehad, wat vir my in my gesig gelieg het. Sien ek jou vanaand, wie sien ek vanaand? Pastoor sien jou vanaand, hulle sê net nie watter vanaand nie.
Hulle daag nie op nie. They don't think for one moment, by making that commitment, if I don't honor ek het gelieg. Ek het mense gehad in die bediening, dan vat hulle daai koeverte, wat gaan oor om 'n partner van hierdie, they will complete everything. Hulle sal vir my terugbring, as sal sê, ons gaan byvoorbeeld vir jou R100 'n maand gee. Jy sien dit nooit nie. Jy het nie vir my gelieg nie, vir God gelieg. Daarom moet jy versigtig wees. Be careful to make the commitment, I will never. Net God kan dit sê, mense. Nou moet nou nie daar met julle heilige gesiggie sit nie. Nie net het ek dit ervaar nie, but even I made myself guilty of the same thing at times. Nou wat niemand sê, ja, ek ook nie. Dis net God, so dit maak nie saak, moet jou nie laat lei deur jou emosies. Ek voel, pastoor, weet jy hoe voel ek? Een van my geestelike seuns die nou die dag vir my 'n boodskap en hy sê vir my, hy sê pastoor, hy sê pastoor Johan, hy sê ek wil so graag meer van die volheid van God hê. Ek sê hou op vir iets werk wat jy reeds het. Want die volheid, the fullness of the God dwells you bodily. Hou op werk vir iets wat jy reeds het, maar God gee jou die belofte. I will never leave you, I will never forsake you. Kyk, dit mag dalk goed gaan in jou huwelik, en elke oggend bring jou vrou vir jou ontbyt in die kamer met die heerlikste koffie, en dan een oggend daag sy nie op nie, Leslie, en as jy vra, hey, Divine, waar's my breakfast en my koffie? Dan skree sy daar in die kombuis terug. The Bible doesn't say Hebrews, it says Hebrews. So kom maak jou eie koffie. En net daar voel jy, my God, waarom het jy my verlaat? Don't ever be led by your emotions, because I'm telling you, the emotional of feeling is the most deceptive emotion in man's life. Here, ongeag wat ek op hierdie stadium deurgaan, Here, die besigheid sukkel op die stadium. En Here, dit lyk asof die mense my nie meer lief het soos wat hulle my altyd lief gehad het nie. En dit is vir my altyd die snaakste ding, dat as dit met jou goed gaan, hou jou telefoon nie op lê nie. But when the going gets tough and the tough gets going, it seems like everybody has deleted your number. En jy sê, Here, maar is daar dan niemand sensitief in die Heilige Gees? Kan niemand dan agterkom ek? En dis daai oomblikke wat God vir jou wil probeer leer, don't depend on man. Jeremia hoofstuk 17 sê dit so mooi, en ek gaan maar my eie woorde gebruik in dit. Vervloek is die man of die vrou, wat op die arm van die vlees steun, wie se vertroue in 'n mens is. Wie se vertroue. Maar as jou vertroue in God is, sal jy soos 'n boom wees wat geplant is by waterstrome. God will never leave you. Jy kan maar van die môre tot die aand uitroep, my God, why have thou forsaken me? En sê, hello, I'm still where I have been all the time. You might not be conscious of my indwelling presence at this very moment. And people might have turned their back on you and they've walked out on you. But I will never leave you. I've given you a vow. Ek het 'n gelofte gemaak. Jy sal my nie, dis hoekom jy sal my nie sommer hoor sê ek beloof nie. As my ja vir jou niks beteken, kan ek maar beloof, dit beteken net so min. Maar God sê, you can take it to the bank. Kom ons gaan aan. Hoor mooi. Vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is my helper. The Lord is my helper.
Die Grieks vir daai woordjie helper is die woordjie boutos. The word boutos describes God as poised and ready to rush to the relief of his oppressed children when we cry for his help. Because when the going gets tough and the tough gets going, pleks om in desperaatheid net ons mond oop te maak en 'n pleks van hom te sê, my God, waarom het jy my verlaat, om te sê, my God, ek het jou hulp in hierdie oomblik nodig. And then he's poised and ready to rush to the relief of his oppressed children, irrespective of what you and I are going through. Maar God wag, hierdie inwonende God, wat vir my en jou hierdie wonderlike belofte gee, I will never leave you, nee. Hy sê ek wag. Nou gaan sit ons maar eerder en ons sê, why me, Lord Jesus? En in plek van om tevrede te wees, begin ons te murmureer. Kyk, ons herskryf die klaagliedere van Jeremia. Jeremia se klaagliedere klink soos lofsange. Wanneer mense ons klaagliedere hoor, hallo. En God sê, weet jy, I can't do nothing, because you don't trust me. Jy vertrou my nie. Want as jy my vertrou het, sou jy die handleiding gelees en sou jy besef het, maar ek het jou nooit begewe. Mense gaan dit altyd doen. Weet jy, ek wens partykeer, ek kan ons as mens dit leer. Maar dit is vir my partykeer so moeilik, want dit is asof die ligte is aan, maar niemands by die huis nie. Jy gaan altyd seer kry in hierdie lewe. Altyd. En die seerste seer gaan nooit kom van mense buitekant af nie. Gaan altyd kom van die mense naaste aan jou. Jou seerste seer gaan kom deur boeties en sissies in die Here. En wat doen ons wanneer ons seer gekry het? Wat doen ons? Ons saal hy perd op. Dis die Jamaican music, die jockey gaan afval. En dan ry ek en ek sê, ek gaan 'n ander kerk soek. Of ons doen presies dit wat Salomo vir ons in sy wysheid sê om nie te doen nie. Spreuke 18 vers 1. Ons onttrek en nou gaan sit ons by die huis. Want die kerk het my seer gemaak. Ag, shame. Ek het vanmôre probeer, maar ek het vergeet om vir Leslie 'n band uit te bring, want die Stormers het verloor. Weet dan. But here is the challenge. Dit gaan altyd gebeur. Jou vrou gaan jou tone trap. Jy gaan jou vrou se tone trap. Ons gaan mekaar se tone trap, want die Bybel sê, yster slyp yster. How do you and I as a child of God expect to mature as ons mekaar nie vryf nie? Hallo? Nou weet, nou kom hierdie whitey en hy vryf teen hierdie brownie en nou kry hierdie brownie 'n bietjie seer as hy nie, daai whitey is 'n rasis. Ek wil niks met whitey te doen hê nie. Kom kinders van die Here. Hy gaan eerder by die huis sit. En wat gebeur? Jy groei nie. Jy sien, seer kry is deel van die lewe. So jy gaan hom op een van twee maniere verwerk. Okay, Here, ek het nou seer gekry. Dit het gebeur. Maar om te groei deur hierdie proses moet ek die eerste ding doen. Die Bybel sê ek moet gaan vra vergifnis. Ek moet gaan versoen. Goed, Here, hoe groei ek deur hierdie ding? Hy sê, dis hoekom ons moet vry. Die Here is my helper. En God wil ons help, gees, siel en liggaam. Ek gaan dit weer sê, God wil ons help, gees, siel en liggaam. But God will only come to your and my aid as our God, as our Father, as our helper,
when we acknowledge our dependency upon Him, not upon one another. Want die oomblik wanneer jy op mense begin, hulle gaan jou teleurstel. Jy kan dit maar op jou pen, gee my 'n inkpen, ek op Callie se pen kan skryf. Hy gaan dit nie met sy hemp uitgevee kry nie. Maar God sal jou nooit teleurstel nie. Nooit. Hy sal altyd vir jou 'n helper wees binne jou binne verhoudings, binne omstandighede. Maak nie saak wat jy voel nie, irrespective how you feel. Hy sê my sê, die Here is vir ons 'n helper, en dan kom daar 'n wonderlike belofte. Saam met dit, hoor wat sê hy vir ons. En ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Ek sal nie vrees nie. Ek het hierdie belofte. Ja, right now I feel so overwhelmed by my circumstances. Die besigheid doen nie goed nie. Dit gaan nie te lekker in die huwelik nie. My vrou maak nie meer haar ontbyt nie. My skoonma is ook opgeteam teen my. Die kinders luister nie. Dit gaan nie goed met hulle skoolwerk nie. Hulle ore is so treintonnels, dit gaan hierdie kant in en daai kant uit. Hulle wil nie luister nie. En dit voel asof jy so oorweldig is. God sê, moenie gaan op jou gevoel nie. Staan op my woord. Ek, die inwonende God, sal jou nooit begewe. I will never leave you. I will never forsake you. I will be your helper in the circumstances. You don't have to fear. Amen. What can man do? Ek hoef nie te vrees nie. Ek sê dit weer, ek sê dit nie onsensitief nie, mense. Ek weet nie wat is jou omstandighede. Ek weet nie waar deur met jy op hierdie oomblik werk nie. Dankie Heilige Gees. Jy weet, ek het 2 kinders aan die dood afgestaan, plus 'n vrou. En na Nico oorlede is, hy's in 2008 in 'n treffend trapongeluk oorlede. En sy ma is in 2006 gediagnoseer met fase 4 kanker. En ek bedien in 'n dorpie met die naam van Monroe in die staat Georgia. Dit is so 'n kort pastoortjie. Sy pa het vergeet om vir hom Growmore te gee, hy kan 'n bietjie groei. En toe ek, Joey Grizzle, I'll never forget his name. And when I handed him the pulpit back and I stepped down, toe ek onderkom, toe sit hy sy hand so op my skouer. And they say, you have gone through so much in life, but yet you still have a word encouragement for the church. You see, in the midst of your storm, in the midst of your circumstances, ja, jy wil uitroep, my God, jy wil gehoor gee aan jou gevoel, hy sê moenie. But in the midst of your storm, you will see me right there. Can you find a word of encouragement for somebody tonight in the midst of your storm? Gaan saam met my na Jesaja 41 toe. Jesaja 41. As jy nie weet waar Jesaja 41 is in die Bybel. Wat sê die Bybel? Hoeveel getuienis het ons nodig? How many witnesses do we need for something to stand firm? Do we have 3? Nou almal aanvaar Paulus in die boek van Hebreërs geskryf, so ons het 1 getuienis.
Kyk hoe begin Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie. Hebreërs 13 vers 6. Die Here is jou helper. Wees nie bevrees nie. Hier kom die Here deur die profeet Jesaja en hy vir die volk. Die eerste ding wat God sê, wees nie bevrees nie. Want die oomblik wanneer daai beklemtoning om jou hart kom van vrees, weet jy wat is vrees? Is negatiewe geloof. Ongeloof. En God kan nie, God cannot operate in the atmosphere of fear. Die enigste vrees, atmosfeer van vrees waarin God funksioneer is in die vrees van die Here. Liefde, eerbied en respek vir God. Maar as ek en jy by daai plek kom en sê, wat gaan ons doen? Wie gaan ons help? En jy laat toe dat vrees jou hart vasklem. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy as kind van God ons hart bewaar, mense. Waarmee dink jy? Sê gou vir my, waarmee dink jy? Dis 'n vraag. Waarmee dink jy? Jy dink met jou? Is jy seker jy het verstand? Want lyk my nie. Waarmee dink jy? Kali? Waarmee dink jy? Don't you understand Afrikaans? Ja. Met jou hart. Die Bybel sê soos 'n man in sy hart dink, so is hy. Dis hoekom jy met jou hart bewaar, moenie toelaat dat vrees in jou hart inkom nie. Want die oomblik as vrees jou hart vasgryp, daai benoudheid, daai angs, kyk, ek is met jou baie eerlik. As 'n kind, ek was so bang, ek kan 'n spook opdink. Ek is ernstig. Ek het al gewerk. Ek was al 'n treinassistent. Dan moet jy in die nag die lokomotiewe patrolleer. Nou werk ons kruispunt, ons werk van Ladysmith af na Pietermaritzburg, dan kom die Durban ouens op. Die Durban ouens het nie die lokomotiewe se ligte aangesit nie. En op Pietermaritzburg is daar 'n geestelik versteurde hospitaal vir mense wat en hulle het al 'n lokomotief daai jare het 'n kompressor gehad. En hulle het al een van daai geestelik versteurde mense in daai lokomotiewe gekry. Nou, as jy nou omgeruil het en jy vertrek weer, dan moet jy deur daai lokomotiewe gaan. Dit het nie gehelp, ek sê vir my broek, staan stil, jou baas is nie bang nie, want hy was bang. Nie 'n woord van 'n leuen nie, dan sit ek die agterste kajuit, nou het ek 'n flitslig. OK, hier's niemand hierso nie, dan sit ek die kajuitligte aan, dan maak ek hierdie middeldeur oop van die lokomotief en ek maak daai middeldeur oop, dan sit ek daai kajuit se ligte aan, dan gaan sit ek hierdie kant op die vloer. So ek het nooit gedoen wat ek moes doen. Dan kom ek voor by die drywer, dan gee ek hom lesings wat nie eers bestaan nie. Ek vertel hom die waarheid op 'n ander manier. Nee, ek het gelieg, man. Tot op 'n dag dat ek vir God sê, God, if you do not deliver me from the spirit of fear, it's going to cost me my job. Ek was al getroud. En as ons in die nag iets hoor, en ek en my oorlede vrou staan op en sê, ek stap jy voor. Ek bedoel, dit is goeie maniere. Goeie maniere. Jy weet dit. Maar dis wat vrees aan jou doen. Totdat ek tot die waarheid gekom het van 2 Timoteus 1 vers 7, dat my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee het, maar van liefde, van krag en selfbeheer. You cannot operate in godly faith
as jy vrees nie. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. En die eerste ding wat hy sê, hier's die bevestiging, die tweede getuie, moenie vrees nie. Hoekom nie? Want ek is met jou. Wat het hy in Hebreërs gesê? Want die Here is my helper. Ek is met jou. Ek is met jou. Ek het 'n oomie by my in die gemeente gehad, hy's nou al weg na die Here toe. Ou oom Braam het altyd vir my gesê, hy het my altyd genoem op pastoortjie. Sy vrou kon ook, sy sulke dun gemmerkoekies gebak. Dan doen ek huisbesoek, maar ek doen huisbesoek vir die gemmerkoekies. Nee, dan. Hy het altyd vir my gesê, pastoortjie, solank as wat jy die Here volg, hoef jy nooit oor jou skouer te kyk nie, ek sal daar wees. Maar die oomblik wanneer ek agterkom, jy volg nie meer die Here nie, moenie oor jou skouer kyk, ek sal nie daar wees nie. Ek wil vir jou vanaand sê, God sê vir jou, jy hoef nie oor jou skouer te kyk nie. Ek is altyd daar. Ek is altyd daar. Ek is altyd daar. Jy hoef nooit in jou lewe uit te roep. Maak nie saak how overwhelming the circumstances is. Maak nie saak hoe moeilik dit is wat jy hoef nooit op jou gevoel te gaan van, my God, jy het my verlaat nie. Hy sê, ek is met jou. Wat 'n wonderlike versekering. Dat God is altyd met jou, of jy hom voel of nie. Hy gaan aan. Kyk nie angstig rond nie, hoekom nie? Want ek is jou God. Ja, mense, dit is Hebreërs 12 vers 1 en 2, terwyl ons hierdie groot wolk van getuies rondom ons het, verwysende na hoofstuk 11, Abraham, Isak, Jakob, al hierdie, terwyl ons hierdie groot wolk van getuies rondom, laat ons elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring. Ek weet my ou boet is lief vir my. Ek weet dit is baie keer moeilik om my lief te hê, maar hy is lief vir my. En in hierdie hele tyd toe ek deur hierdie goeters gaan in die kansellasies se goeters, dan praat my ou boet met my, dan sê hy vir my, Johan, moenie worry nie. Dit het my laterand met respek gesê begin irriteer, toe ek vir hom sê, ek sê vir jou, ek worry nie. Ek is werklik nie geworried nie. Ek doen wat ek weet om te doen. Wat God in my hand gesit het. Maar ek leef met hierdie absolute sekerheid, hoor mooi. Want ek is jou God, daarom het ek nie angstig rondgekyk nie. Moenie angstig, hy sê terwyl jy hierdie groot wolk van getuies rondom jou het, lê elke las af, daai las, die sorge van hierdie, the cares of this life. Because sometimes, the cares of this life, they can grow on us. Hy begin soos 'n ou muurshoop, en later of soos 'n molshoop, dan word hy 'n muurshoop, dan word hy 'n termiethoop, dan word hy 'n berg. Hoe langer jy fokus op daai goeters. En hy sê, terwyl jy die groot wolk van getuies rondom jou het, laat elke las af en die sonde wat jou so maklik kom, met jou oë gefestig, waar? Op Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van jou geloof. Ek wens ek het vanaand tyd om met jou te praat oor watter kant van die kruis leef jy. Want ek wil vir jou sê, as jy nog hierdie kant van die kruis leef, het jy 'n probleem, al is jy wedergebore. Jy moet hierdie kant van die kruis kom, sodat die volmaakte werk van Jesus Christus op jou lewe kan val. Moenie angstig word nie. Jy kan maar angstig word. Al wie gaan baat uit jou angs uit, is die dokter, want hy gaan vir jou antidepressante voorskryf. And if you are a lady, the nail shop. Because what is the first thing that goes when you start to worry? Hulle kou hulle op.
Hulle kou hulle tot in die lewe. En as hulle klaar gekou het, wys gou vir my jou naels. As jy klaar gekou het, as ek hom net in my mond kan kry, man. As ek hom net in my mond kan kry. Weet vanaand, God is vir ons mense. I'm almost finished. Want ek is jou God, hoor mooi, ek versterk jou. Ook help ek jou. Wat het hy gesê in Hebreërs? Ek is jou helper. I'm your boetos. I will strengthen you in the midst of your circumstances. Don't you be led by your feelings. Don't you be led by your emotions. Want hier is nie 'n wedloop van emosies nie, mense. Dis 'n wedloop van geloof. En Paul, ja, maar Johan, jy verstaan nie. Jy weet nie hoe lyk my situasie nie. Nou sê Paulus, en as jy wil kwaad word, word vir Paulus kwaad. Hy sê, ons leef nie deur wat ons aanskou nie. Want as jy gaan deur wat jy sien, leef jy in die natuurlike dimensie. You have to come out of the natural dimension into the spiritual dimension. Ja, maak nie saak wat ek sien nie. Kan ek afsluit? Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. My God, waarom het jy my verlaat? Hoor wat sê hy? Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Weet u, daar is my geheue my nou nie in die steek laat nie. Net 11 skrifverwysings in die Bybel na die linker en die regterhand van God op dieselfde tyd. En weer eens, as my geheue my nou nie in die steek laat nie, is dat ek dink 21 verwysings in die skrif net na die linkerhand van God. Al wat uit die linkerhand van God uitkom is judgment. Maar hoekom ondersteun hy my jou met sy reddende regterhand? Because authority and God's provision, everything, God's blessings, alles vloei uit sy regterhand uit. Dis hoekom ons vir mekaar, ons gee vir mekaar wat? Die regterhand van wat? The right hand of fellowship. 'n regterhand is so 'n belangrike deel. Al wanneer ons mekaar die linkerhand gee, sal die regterhand het nie. God sê, ek ondersteun jou met my reddende regterhand. As jy my nie wil glo nie, doen 'n guns. Kyk, daar's 'n vrou wat alles weet. Haar naam is Auntie Google. Sit maar daarin. Vra, hoeveel verwysings is na die linkerhand en die regterhand van die? Gaan vir jou vinnig, as ek hom kan kry, net een verwysing na die linker en die regter. Salomo. As ek net gou kyk of ek hom vinnig kan kry. In Spreuke. Ai man, ek geniet myself. Ek weet nie van julle nie, my skuld as julle niks geniet nie, maar ek geniet myself. Ja. Ek wil net gou seker maak. Spreuke 3:16. In sy regterhand is lente van dae. En in sy linkerhand rykdom en eer. Dis een van die bitter min verwysings uit die linkerhand van die Here waar seën uit sy linkerhand uitkom. Ja, ek weet nie van jou nie. Ek wil vir jou vanaand sê, kind van die Here. Eerstens, gebruik dit wat God vir jou in jou hand gesit het. God sal altyd die arbeid van jou hande seën as dit eerbare arbeid is. Moenie goeders onder 'n tafel probeer doorstoot nie.
'n pastoorsvriend van my is breinman, hy's nou ongelukkig oorlede, kinderhuis. En hy gaan praat met hulle, hy wil hê hulle met die subsidie per kind verhoog. En die vrou sê vir hom, jy's die verkeerde velkleur. Sy sê, maar I will increase the subsidy on one condition. Hy vra vir, what's that? Sy sê, you give me an envelope under the table. Moenie kinders van, jou getuienis is te kosbaar om dit weg te gooi. God sal vir jou ander deure oopmaak. Hy sal altyd die werk van jou hand seën. And when the going gets tough and the tough gets going, weet een ding verseker. God sê jou nooit begewe nie, sê jou nooit verlaat nie. Mense sal, people who you thought you can honestly and truly rely on them. Hulle is die eerste mense wat die haasepad vat. En ek wil vir sê, ek het al oor dit gedink en gewonder partykeer, hoekom is dit so? Mense wat vir jou kom sê, ek is lief vir jou. En ek kom maar, dis maar wat ek dink. Ek dink baie keer weet hulle nie hoe om jou te help nie. Hulle weet nie hoe om jou te ondersteun nie. So vir hulle die beste is hardloop weg. Don't be offended. Want ons kan nie op 'n mens staat maak nie. Dankie Heilige Gees. My boetie het al vir u genoem dat ek ondersteun hierdie bediening elke maand. Selfs in die tye wat dit moeilik gegaan het ek nooit my ondersteuning gestop nie. Ek het nooit teruggehou dit wat aan God behoort nie, en ek het nooit opgehou om hierdie bediening te ondersteun nie. Wat van jou? Elke hoof gebuig, elke oog gesluit. Ek weet nie wat is jou omstandighede vanaand nie. Ek weet eerlik nie wat is jy besig om deur te gaan nie. En ek gaan dit vir u weer sê, ek bedoel dit nie onsensitief of wat ook al nie, regtig nie. Maar die Here wil jou vanaand bemoedig en versterk deur hierdie woord sê. My seun, my dogter, kyk nie angstig rond. Ek jou nooit begewe en ek sê jou nooit verlaat nie. Ek is vir jou 'n helper. So ek gaan jou vanaand vra. Ek gaan nie vir jou bid nie. En iemand anders te gaan nie vir jou bid nie. Maar ek gaan hierdie diens afsluit in gebed. En dan kry jy vir jou 'n plek in hierdie plek van aanbidding en dan spandeer jy net so 'n tydjie alleen met God. En miskien het jy vanaand nodig om te sê, Here, vergewe my. Want Here, toe dit begin moeilik gaan, die eerste ding wat ek gedoen het, Here, ek het terug begin hou dit wat aan U behoort. Here, dit of wat ook al, miskien het jy vanaand nodig om God te vra vir vergifnis. En dan, Here, dankie. Dankie vir die versekering. You will never leave me. You will never. Vader, ek dankie vir die woord. Here, daar's niks wat die mens kan vrymaak soos waarheid nie, Here. Dis net die Here Jesus het dit gesê, sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. En Here, ek dankie dat waarheid vanaand denke aangespreek het. Waarheid vanaand die hart aangespreek het. Maar ek dank U ook vanaand, Here, vir die bevestiging van U woord. Here, U sal ons nooit begewe en U sal ons nooit verlaat. Mag ons as U seuns en U dogters, Here, mag ons vashou aan hierdie belofte in Jesus naam. Amen. Gaan kry vir jou 'n plek. Gaan kry vir jou 'n plek.